What About Us, 17 minute oor 7, is ontbyt met Dippie en Nina. Dis Woensdag en dit beteken natuurlik jou mense, my mense. En soos wat Nini klein bietjie vroeër gesê het, saam met ons, om bietjie die storie te vertel van Johanay, ma Isabel, pa Christo, en dan die klein prinses haarself, Johanay. Hallo julle, welkom. Hallo. Môre. Daar sê, hoorie so, kom ons begin gou dalk daar. So Isabel, jy kan dalk vir ons vinnig net vertel ons bietjie van die gesin, want ek weet daar's nog 2 broers wat nou nie hier is vandag nie, né? Ja, so ons is 'n gesin van 5. My oudste is 18, hy het laas jaar matriek geskryf. En dan is dit die middelboetie wat 13 is, hy's in graad 7, Hermanstad. En dan het ons vir Johanay wat 6 is. En dan So Johanaytjie, gesels jy bietjie met ons, my liefie, want ek hoor jy love kultuur en jy love jou sport. So vertel ons wat love jy alles? waarvan hou jy? Vertel van jou cricket. Hou van jou. Ek hoor jy hou van cricket, Ja, nee? ja. En ek hoor jy was 'n ster bowler laas jaar gewees. So gaan jy nou hierdie jaar weer speel. Ja. Cricket En speel. ek doen netbal ook. Doen jy netbal ook? Jo, nou word jy lief geraak vir cricket. By Speel jou boetie Ethan. by Ethan. Okay. Christopher rig my af. Wow, boetie rig hom af. Ja, hulle moet jou mooi leer, al hierdie goeters, want ek weet nie of jy dit weet nie, maar Tannie Nina was ook mal van kleins af oor cricket. Sy het nie cricket gespeel nie, maar sy hou van cricket en kyk. Kyk jy ook so nou en dan cricket? Op die TV. Nie regtig nie. Jy wil dit Jy net kyk dit vir jou speel. boeties as hulle speel, nê? Nee. En nou hoor ek jou van redenaars, nê? Nee? So jy hou van praat voor ander mense. Okay. So is jy's nou in laerskool Hermanstad. En is jy in graad 1 en het jy 'n oulike juffrou? Wat is haar naam? Juffrou Chantal. Juffrou Chantal. En het jy maatjies wat mooi is met jou? Wie is jou beste maatjies? Chloe. Chloe. Dit cute. Christo, maar kom ons praat gou net 'n bietjie oor Johanay. Ek weet daar's 'n hele paar uitdagings. Sy's gediagnoseer met tipe 1 diabetes, nê? Wat het gelei na die diagnose toe? Hoe het julle agtergekom ons moet ietsie? Die 31ste Desember het sy 'n spinnekopbyt reg agter die oor gekry. Sy was siek reg, ons het maar dokter toe gegaan soos 'n normale mens sal gaan. En ons het antibiotika gekry, antihistamiin vir haar gegee, maar dit het nie gedoen wat dit moes nie, want dit was toe nou nie daai Dit was nie reg. Dit was nie die probleem nie. Toe die oggend van die 4de, toe ek haar wil gaan wakker maak, toe sy dors, maar sy is pop. Toe is dit net daar wat ons besluit om hospitaal toe te gaan, om te kyk wat is die probleem. Dus ek Pretoria West toe eers, want dit was die naaste op daai oomblik gewees. En daar's nie medies. En ons het toe nou obviously nie medies nie. Met dit toe sê hulle okay nee, haar suiker is so hoog en sy is nou in DKA en ek het dit nog nooit tevore in my lewe. Ek weet nie wat dit is nie. Ja. So dit was 'n hele moeilike storie geweest. Met die DKA en toe sê hulle vir my nee, maar luister, haar organe is besig om in te gee en daar's nie veel wat hulle vir haar kon doen van daar af nie. Met dit bel maar een van my vriende so, sê nee, ons moet liewer Eugene Maree toe gaan. Hulle het daar toe begin met die hele storie, maar dit het nou kostes aangegaan wat hou nou nie wat kon uithaal nie. Ja. So ek moes maar leen waar ou kan om te doen wat jy kan doen. Ja. Maar obviously baie noodsaaklike kostes, want En vinnig Dit was so vinnig gebeur. ons het by Eugene Maree gekom, okay, hulle moes haar toe dadelik stabiliseer. Toe is haar suiker al 34. Ja. Wow. Toe sê hulle weet nie of sy dit gaan maak nie. Sy het fisies 1 aar in haar lyf oor en is haar hoofslagaar. Daar is nie ander are nie. Want Pretoria West het niks gedoen. Hulle het 'n drip ingesit, maar hulle het nie die drip oopgemaak nie. So hulle het nie 'n lyn oopgehou nie. En toe ons dalk toe sê hulle okay, by Eugene Maree moet ons soos 500,000 dadelik neersit. Want hulle spesialiseer nie in DKA nie. Hulle spesialiseer nie in diabetiese kinders nie. Hulle het nie dokters so goed daarvoor nie. So sy moet ICU toe gaan daarvoor moet ons dit neersit. Toe sê hulle, okay, maar daar's nie medies nie, so hulle moet haar oorplaas. Toe sê ek, okay, oorplaas
Waantoe, toe sê hulle nie, hulle moet haar oorplaas Skalafong toe sê ek, maar dis waantoe hulle wil stuur het, toe sê hulle, maar ons niks wat hulle vir haar kan doen nie, so wat sê jy, my kind gaan soen, toe sy gaan doodgaan daar. Toe sê ons sal alles verkoop, ons sal alles plan maak, maar my kind gaan nie terug staat toe nie. Toe sê hulle, okay, fine, maar toe is Eugene Maree al besig met hom wat hy probeer gestabiliseer kry. Toe sê hulle, as een ander opsie, dis Groenkloof Hospitaal. Hulle is spesialiste wat spesialiseer met diabetes, veral met kinders, hulle weet wat DKA is, hulle weet om dit te hanteer. Dus is okay, dan is dit die roete wat ons gaan. Ons het toe self Groenkloof gebel, toe het hulle R250,000 nodig gehad om neer te sit, as ons al moet sien, dat hulle kan transfer daai kant toe. Die dokter het toe met dokter Kriek gepraat en goed, en van daar af is dit toe gereël, toe sê hulle, okay, fine, 50,000, as ons 50,000 neersit, dan kan hulle haar daar opneem, en dan dokter Kriek sal dan van daar af na haar kyk. Hy is toe met almal gaan praat, te goed, en Stefanus van der Walt, hulle het toe omgedraai gesê, okay, almal sal plan maak, hulle sal alles losmaak wat hulle het, elke sent wat hulle los het, sal hulle almal losmaak, dit moet gebeur. Ons het al die kwotasies aanvaar, en sy is toe oorgeplaas, Groenkloof toe die aand, maar hulle het van die oggend 9:00 af, gesukkel tot en met die aand 7:00 om haar te stabiliseer by Eugene Maree. Dus al seker 14, en toe kon ons haar eers oorplaas, Groenkloof Hospitaal toe. Sjoe. En toe sy nou daar is, toe kon hulle haar help. Van daar af toe het hulle het 'n saal wat vir DKA leiers, so hulle hoef nie ICU toe te gaan nie. Dit maak dit makliker, dit maak dit goedkoper, want hulle hoef nie in ICU nie, maar alhoewel al die masjiene daar is, dis 'n gewone saal. Ja. En van daar af het hulle toe haar verder gestabiliseer, haar suiker weer opgekry, want toe moes sy weer terug opgaan, om haar suiker af te bring, want anders kry hulle breinskade. Okay. So hulle die hoë suiker moet baie stelselmatig Afgebring word. Ja. So sy is toe nou gediagnoseer met tipe 1 diabetes en DKA, maar 'n verdere diagnose? Verder weet ons nie, ons sal verdere toetse moet doen, daar sal verdere scans gedoen moet word, weer bloedtoetse gedoen moet word, om te kyk waar die skade, wat is die skade, hoeveel skade is daar, laat ek dit so stel. Ja. Op die oomblik is ons dankbaar, sy is nie op dialyse met haar niere nie, want haar niere word heel eers aangetast met suiker, en so ook haar lewer, en dan later haar hart, en natuurlik haar sig. Ons moet haar vat, dat hulle haar ook kan begin toets, want sy gaan wel 'n bril moet dra, as gevolg van die tipe 1 diabetes. Christo, maar nou kyk ek so 'n bietjie vir jou en Johan Nytjie. Dit lyk soos pappa se oogappeltjie daai, né? Sy draai vir jou om haar vinger, en dit is 'n gevreiery met die tweeetjies van julle, maar ek sien die trane lê maar vlak as 'n ou so moet gaan aanklop by die dokters, en jy weet nie 100% jy weet wat aangaan nie, niemand kan vir jou antwoorde gee nie. Dit vat maar aan 'n man, hè? Ja nee, dit is baie moeilik vir 'n pa om sy dogter te sien swaar kry. Jou seun is maar nou jou seun, hy is mos maar nou groot gemaak om sterk te wees, maar as dit by jou dogter kom, is dit maar 'n swaar storie om te sluk hoor. Ook maar ou softie jy, né? Ja, maar dit lyk so. Ja. So, net vinnig op 'n praktiese manier is julle lewens aangetast in die sin van Johan Nytjie se suiker moet die heeltyd gecheck word, getoets word. Vertel ons net vinnig so bietjie hoe dit nou werk. Okay, so sonder die sensor sal ons dit nie kan maak nie. So sy het 'n sensor. Sy het 'n sensor. Okay. Wat vir ons suiker, wat haar suiker optel, en vir ons sê wat haar suiker is. Okay. Anders moet sy elke 10 minute 'n vingerprik doen om te bepaal wat haar suiker is. Want volgens die suiker moet sy insulien gespuit word elke keer as sy eet. So haar carbs moet uitgewerk word, haar suiker moet opgetel word, en dan moet sy gespuit word. Okay. Elke 2 ure is dit basiese korreksie wat jy moet spuit, so jy moet eers kyk wat die suiker is. Omdat sy nog klein is, kan sy nie vir jou sê sy voel haar suiker is laag of haar suiker is hoog nie. Okay. Sy sê net vir jou sy's moeg. So sy kan nog nie vir jou sê presies hoe sy voel nie. So dis amper hoe julle dit monitor. Ja, in die aand ook, hy sal baie keer in die middel van die nag val. So as dit nie vir die sensor was nie, was ons meisiekind al, ek weet nie, al 'n paar keer terug in die hospitaal of moontlik dood. So hy werk op 'n app en jy kan dit die hele tyd so Die hele dophou? tyd, ja. My foon en sy foon is ook geconnect met haar foon. Haar foon bly by haar die hele tyd. Hy moet by haar wees by die skool oralstes, Okay. sodat ons kan sien
Want as daar suiker val, skree hy ook vir jou baie hard. Ja. En dan moet jy haar wakker maak in die middel van die nag om 'n sweetie te gee net sodat haar suiker weer Ongelooflike tegnologie. Chrissy, nou ek weet op die oomblik is jy die enigste broodwinner want Isabel, jy kyk nou na die kinders en obviously maak seker almal is na gekyk, maar soos wat jy sê, jy weet medies was daar nou nie en jy het gaan klop aan elke deur, elke vriend wat jy ken en dank Vader daar was 'n paar mense wat jy kon uithelp, maar dit jaag nou 'n paar rekeninge op, né? Nee? Ja nee, die rekening het nou geklim nou so as gevolg daarvan en ek skuld nou 'n klomp mense, maar soos ek dit sien, daar's geen prys vir my dogter nie. Geen hoeveelheid geld gaan maak dat ek nie doen wat ek kan doen vir my dogter en vir my kinders nie. So dit beteken nou daar's 'n paar uitstaande rekeninge, onder andere ek dink jy het genoem daar's nog iets by Eugene Maree, daar's Netcare, daar's vriende by wie jy geleed, ja, die dieetkundige toetse wat gedoen is, bloedtoetse en al daai tipe goeders by Ampath en sulke goedjies. So daar's nog 'n paar rekeninge wat moet vereffen word en 'n ou weet nie altyd waar gaan dit vandaan kom nie, né? Ja, maak dit vir jou moeilik en die stresvlakke daarop is nou bietjie swaar, maar as 'n man en 'n pa draai maar wat jy moet dra. Ja. Kyk maar hoe jy dit kan bewerkstellig. Jy probeer maar jou bes. Ek dink met die wat jy nog nie presies weet wat die omvang is nie en dan om heeltyd daai dingetjie te moet dophou, nê, plus die finansiëel dit dra nogal swaar. Ja, finansiëel is baie erg eerlikwaar. Sy salaris is net so groot. Dan haar onkoste is haar kossies, haar sensor is R3000 'n maand. Dis die sensors. Dis dan al insulien wat sy moet kry. Dis 2 verskillende soorte insulien. Dis naalde. En ek het die kosblikkie gesien. Dis ham en kaas en natuurlik goedjies wat die suiker moet op die regte vlak hou. Ja, sy kan nie brood eet en sulke goed nie. Sy kan nie pies en goed eet nie. Dit stoot die suiker op. So jy kan nie vir haar net 'n gewone kosblikkie inpak soos die res nie. Jy kan nie vir haar gewone sweeties koop nie. Ja. Ons sal nou 'n bietjie verder gesels oor Johanetjie se storie. Ons is nou weer terug met jou mens Andrew Rip met Breakdown. Groot FM 90.5 Sondag met Dupie en Nina en is 'n Woensdag. Jou mense, my mense. Ons het saam met ons in die ateljee vandag vir Pa Christo, Ma Isabel en klein Johanetjie wat haar pa om haar pinkie draai, maar is sy nie net te cute as sy so smile nie. So Christo, ek wil net gou seker maak jy is 'n hydraulic technician, né? Ja. En op hierdie stadium doen jy 'n bietjie mobile service en jy doen nou maar wat jy kan, maar die salaris is ook net so groot. Ja, is net so groot. Hy's net so groot en die rekeninge wat nou al aangegaan is so groot, jy weet. Ja, nee, jy kan nie vergelyk nie. Ja, sê vergelyking dit word nie, ja. So dit wil vir my dan nou voorkom dat 'n bietjie finansiële hulp dalk is wat jy nodig het net om weer bietjie asem te skep en net te re-evalueer en seker te maak jy het 'n plan vorentoe met klein Johanetjie. Ja nee, dit is about hoe ek dit sien. Ja. So ek hoor daar's baie goed wat druk, maar hoe bly julle staande, Isabel? Wat hou julle aan die gang? God. Net God. Dit is al. Ons geloof, ons vashou, bid en vertrou. Dis deur hom waar ons is. Dit net God. Nog altyd met elke situasie net deur God. En ek sien op Christus se T-shirt ook sê dit fyn. Ja. So hou maar aan glo en jy bid en jy bly op jou knieë. Want dis jou kind, né? Nee? Ja. En my man werk weg ook. En dis net deur God wat ons nog steeds staande staan. En saam is. Yes. Ja, dit is. So ja, ons hier by Groot FM het julle storie gekry en ons glo altyd dat die Here die stories wat oor ons pad kom 100% dit julle is op die Here se hart vandag en hy het julle hier gebring om julle storie te deel en julle is so braaf en ons eer julle vir julle krag wat julle by die Here kry en ons wil graag van Groot FM 90.5 se kant af wil ons net so 1 of 2 rekeninge somme vereffen. Mylene se dieetkundige rekening en daai groot rekening van Ampath gaan ons somme betaal en dit uit die weg uit kry.
En dan het ek hierso ook R10,000 krediniersware geskenk bewys dat daai kosblikkie van Johannetjie vol kan bly en dat daai worries bietjie van die tafel af is. En dan, ek het gesê, julle gaan nie die oorfone kort nie, maar ek het 'n jok vertel, so julle gaan omgee om my oorfone net vinnig aan te sit. Isabel, gryp daar voor jou 'n stel, sit hom gou op daarso by julle, dan sy. En, saam met ons op die lyn, een van ons goeie vriende, dis nie 'n naam wat jy vir die eerste keer gaan hoor, op jou mense, my mense nie. Of gehoor het al nie. Of al gehoor het nie. Etienne Gertsen. Etienne, môre my vriend. Hi, die gaan net. Goed met jou. Baie dankie. So jy het ook ietsie wat jy graag met die gesin wil deel? Ja, ek dink dit was so kosbaar, ek dink vanoggend om net die storie te hoor, maar amper meer so die opmerkings tussenin, is in Christo en Johanna en hulle interaksie en goed, dis vir my so kosbaar altyd om te hoor op die verhouding so tussen 'n pa en sy dogter. Absoluut. En ek dink die opmerking wat gemaak was, in Christo wat jy gesê het, van daar's geen prys wat jy aan 'n kind of iets kan gee nie, so jy gaan maar die rekeninge aan, en jy vertrou en jy glo God sal daai voorsiening bring, en ek glo God voorsien op so 'n manier ook deur mense, en dit is 'n groot voorreg vandag, ek dink, om deel te wees op een van daai maniere wat ek dink God voorsien. So van ons kant af ook, ek dink ons sal graag wil R10,000 bydra om net te help met julle mediese rekeninge goed wat so opgehoop het. En ja, ons gebed is ook net dat God sal ander vir julle voorsien. Ek dink, hou vas aan daai belofte en kyk wat se wonderwerke gaan gebeur. Dankie. Baie dankie. Trane lê vlak aanso, Christo. Ja nee, Is 'n las van 'n man se skouers af, nê? dit kom beter hoor. Etienne, dankie vir jou hart, dankie dat jy altyd incheck en jy het hierdie week op die regte tyd ingecheck Absoluut. om hierdie gesin te help. Dankie Etienne dat jy gehoorsaam is. Dit is 'n groot voorreg, ek waardeer dit. En dan, Johannetjie, sê gou vir my Noom Doopie, wat is jou gunsteling dier in die hele wêreld? Olifant, Hoekom? Hoekom is 'n olifant jou gunsteling dier? want hy's groot en hy's mooi. Hy's groot en mooi. So, Johannetjie, ons het 'n baie spesiale olifant Teddy hierso, nê? Oh, So dit is van Tannie Miana Spies af. Sy's 'n psigomatris en 'n vervaardiger van weighted teddies en jy gaan voel, Johannetjie, hy's baie swaar, voel jy? Nê? Want hy is veronderstel om vir jou drukkies te gee en jou beter te laat voel. Hoe voel dit om vir hom 'n drukkie te gee? Lekker. Is hy lekker? Hy's amper so groot soos jy. So dit is een van daai weighted teddies, net sommer emosionele bystand en ja, net sommer liefde daarvan Miana se kant af. dankie julle, dankie. Dankie, Waardeer dit. dankie vir die werk wat julle insit in hierdie pragtige dogtertjie van julle en julle seuns en mense kan die liefde sien as julle vir mekaar kyk. Dit is ongelooflik spesiaal. Christo, eendag as die Here my so sou seën, dan hoop ek het die verhouding wat jy en jou dogter het, ek kan sien hoe baie sy vir jou beteken en vir julle beteken Isabel natuurlik. En ja, ons bid, julle is deel van die Groot FM familie. Ons weet dinge gaan 'n draai vat, dit gaan beter raak, maar bly op julle knieë, hou aan bid en ons bid saam met julle en ja, dankie dat julle julle storie kom deel het met ons vandag. Baie dankie dankie aan julle. julle, baie dankie. So dis jou mense, my mense vir vandag. Ons sal hierdie ook natuurlik op ons YouTube kanaal sit as jy laat ingeskakel het.